Ek en die Agrimag span kuier hierso by Fransjo van Cerealis. Fransjo, al die pad van Lichtenburg af. Ja, Willem, dankie. Dankie dat julle hier kom draai. Dankie vir jou tyd, man. Vandag is redelik besig en die son is uit. Hy vat dooier is. Ek en jy kan dit duidelik voel hierso. Nou vir die gaarde wat nou nie weet nie, jy gaan ons nou 'n bietjie meer vertel van die Cornerstone presisieplanter, maar Cerealis. Ja. Julle, waarvoor is julle bekend? Cerealis is maar bekend vir presisietegnologie in landbou. Ons is van 2007 af besig om die beste tegnologie in landbou te probeer bring na Suid-Afrika toe. En oor die jare het ons nou al 'n klomp produkte bymekaar gemaak wat ons glo die beste in hulle klas is reg oor die wêreld. En om 'n ordentlike diens vir die boer te lewer waar ons verseker dat hy deur either insetkostes te beperk of dit beter te doen op die einde 'n groter wins realiseer in hulle. Maar Fransjo, julle is bekend vir presisie en julle kry dit reg. Hier agter natuurlik die Cornerstone eenheid. Vertel ons net bietjie meer van hom, want ons weet om nuwe planters te koop is duur. En dit is eintlik onnodig. Die meeste van die tyd is dit net daai tegnologie wat bietjie verander en jy kan dit opgradeer. Is ek reg? Ja. Nou wys ons net 'n paar dinge uit. Ons het by met Precision Planting se toerusting het ons nog altyd geglo dat die beste planter op die plaas staan in jou stoor. Jy moet net die tegnologie daarby sit. Dis reg. So wat baie keer gebeur is die ryeenhede raak klaar. En dan verkoop jy die hele planter, maar jou balk en jou wiele en die wielsilinders en alles het 'n waarde wat jy nou weer voor gaan betaal. So ons het oor tyd het ons nou al baie planters oorgedoen wat ons daai ryeenheid dan afhaal en hulle basies in 'n tweedehandse mark verkoop. Okay. En dan 'n nuwe ryeenheid opsit. Nou Precision Planting het toe nou gegaan oor tyd en hulle eie ryeenheid ontwikkel. Nou daar sekere beginsels wat hulle daarby ingebring het as jy hiervoor begin. Die buste op die parallelarms is bus op 'n bus. Hy werk nie 'n bus op die arm nie. So jou arm wear nooit uit nie. Die bus wear uit en jy vervang die bus en hy's weer soos nuut. Al die toerusting van Precision Planting kan net so direk geïntegreer word op die ryeenheid. So jou brackets vir die Delta Force sal klaar daar op die ryeenheid in. Jou ryharnas vir die stelsel is geïntegreer in die ryeenheid. So daar sien jy drade wat oral los lê en so nie. Okay. Jy het 'n opsie van 'n 1.6 bushel, 3 bushel of 'n mini hopper op hom. Wat lekker is van die ryeenheid is jy kan hom so oortilt. Ja. En wat in 'n boer wat met 'n 3 bushel bak al gewerk het en hy's vol saad en jy moet hom afhaal, dis 'n hy verstaan die waarde van hom. Ja. Daar's 'n bietjie waarde daarin om hom net te kan oortilt en hom daar te hou. Daar sien dat jy nou 50 of 60 kg hier moet dra die hele tyd. Okay. So hulle het bietjie gedink daarso. En dan het hulle ook gegaan en die gauge wiele of die dieptebeheerwiele het hulle gemaak dat hy 'n trailing gauge wiel is. Waar jou meeste van jou ander eenhede stoot die gauge wiel. Dis reg. Jou trailing gauge wiel maak net dat daar minder shock loads op die ryeenheid is. En so. Jou downforce sensor op die ryeenheid is klaar geïntegreer ook op die ryeenheid. En dan weer eens soos ek gesê het, jou Farroforce pas net so op hom en jy kan hom toerus inspek tot waar jy wil. En dis eintlik waar ons die ek wil amper sê die return op investment soos wat die Engelsman sal sê, maar dit is die besparing wat die boere bevind is by die tegnologie en die verbetering, innovering en innovasie wat ek meen met planters vandag, nie al die planters is gelyk nie soos wat hulle sal sê en met die presisieplanter wat julle hierso het, staan julle voor met dit. Fransjo, enigiets anderster of dit wat jy deurgaan? Interessante ding. Hierso is so nat hierso. Nou op hulle praat eintlik van die 9 bushel nat. So dit gaan daaroor net om die diepte te kan kalibreer op elke ryeenheid. So begin van die seisoen gaan jy stel hom hierso op 'n 2 duim diepteverstelling. Jy sit 'n 2 duim blokkie onder elke wiel in op 'n sementblad en jy draai hierdie nat tot hy teenoor vasdruk.
Dan weet jy almal is gekalibreer op Alles. 2 duim diep. Variasie en slytasie op plantereenhede en goede maak dat die een 'n half duim of 'n duim dieper plant as die ander een en so aan. En al daai goede maak dat plante later opkom en dat jy die oomblik wat 'n plant later opkom, vir elke uur wat een plant langs sy buurman opkom, na hom opkom, verloor jy 0,5% opbrengs op daai plant. Dis die klein goedjies wat optel op die einde van die dag. Ja. Is daar enige spesifieke saad of iets wat hy van hou of wat hy nie kan plant nie of Ons kan van canola plant tot die grootste droëbone wat jy wil hê. Dis koringplate, enigiets kan jy met deur hom plant. Fransjo, vir die wat nou gelukkig is om by Nampo te wees, asseblief kom draai Nampo gangers. Fransjo, dankie vir jou tyd. En julle het heelwat ander presisie masjinerie hierso. Ons gaan 'n bietjie deur dit gaan met Fransjo in die span gesels. Julle staanplaasnommer E6. E6. Ja. Fransjo, baie dankie vir jou tyd. Dis reg. Was Dankie hy, Willem. waardeer. Dankie vir julle tyd. Dankie.